Tydens die wintervakansie is dit so lekker om saam met ons ouers of ons families 'n bietjie weg te gaan. Maar 'n deel wat nog lekker is wanneer ons terugkom en jy kan actually bietjie weer met jou maats kontak maak en saam met jou vriende kuier. Mense wil nie altyd net saam met familie wees, hier is lekker om ook vriende te hê. En dan is daar natuurlik sekere situasies wat jy regtig nie sonder vriende kan doen nie. Hierdie gedagte oor vriende laat my dink aan die Bybelstorie van Dawid en Jonatan. Wat interessant is van Dawid en Jonatan is dat hulle was eintlik veronderstel om dalk vyande te wees, want Jonatan was die prins, hy moes koning word, maar toe word Dawid gesalf en hy gaan koning word. En in plaas van dat hulle beklei oor die koningskap, word hulle net beste buddies ooit. Julle moet tog daai storie gaan lees. Julle kan tog saam met my stem dat om 'n goeie vriend te hê is regtig 'n spesiale ding. Ek het vandag sommer twee goed saamgebring om hierdie prentjie mooi te verduidelik. Die eerste is 'n sakkie albasters. Nou ek kan hierdie albasters nou skit en skommel en rondgooi. En die albasters gaan plekke ruil en wissel en hulle gaan net so rond beweeg. En sou hier dalk 'n gaatjie in my sakkie kom en ek skud nog so, dan wag, my gaatjie is te klein. En ek skud nog so, wow, daar val 'n hele klomp albasters uit. Nou moet ek hulle soek, hulle is nou hier in die gras uit tog. Dit is hoe mense albaster verloor. Maar nou het ek nog ietsie wat baie dieselfde is as 'n sakkie albasters. En dit is my trossie druiwe. Al twee is hierdie klomp, 'n versameling van ronde goedjies. Maar my trossie druiwe is vas aan mekaar. As ek hom skud, gaan hulle nie heen en weer glip en wegraak nie en een gaan nie afval nie. En sou ek een pluk, dan bly sy plekkie oop. Ons mis hom as hy nie daar is nie. Want om goeie vriende te wees, is soos die trossie druiwe. Wanneer ons goeie vriende is, dan beteken dit daar 'n band, daar het iets gegroei wat ons aan mekaar vasbind. En wanneer dit goed gaan met die een korrel, gaan dit ook goed met die ander korrels, nee, dan is ons trossie gesond. Maar partykeer hanteer ons vriendskappe soos 'n sakkie albasters. Iemand kan sommer net wegraak of uitval en ons kom nie eers agter nie of ons gee nie om nie. En dis nie eers altyd dat ons nie omgee nie. Partykeer gaan dit nie goed met 'n maatjie nie en dan weet ons nie lekker wat om te sê nie. Ons weet nie wat om te vra nie en dan bly ons liewer stil en dan raak die maatjie maar net weg. Maar Jesus nooi ons om soos 'n trossie druiwe te wees. Hy nooi ons om te sê, maar steek daai voeler uit en maak kontak. Jesus wil hê ons moet op so 'n manier vriende wees. Ons moet omgee vir ons vriende. Ons moet, as ons sien dit gaan sleg met een van ons vriende, vra. Ja, is jy okay? Kan ek help? Vertel vir my wat gaan aan. Dalk kan ek maar net vir jou luister. Dalk help dit jou om net te praat. Jesus wil hê ons moet sulke vriende wees. In Johannes sê Jesus vir ons, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. En hy sê ook verder, julle is my vriende. Julle is nie nou net met my volgelinge nie. Ek dink dit is so mooi om te weet dat ons is deel van Jesus se vriendekring. En as ons deel is van daai vriendekring, dan groei ons hierdie takkies. Want dan is ons lief vir mekaar en ons gee om vir mekaar. Ons vra, hoe gaan dit? Hoe was jou vakansie? Is jy okay? Vat die ander deel van my broodjie. Kom ons wees regtig goeie vriende. En dan kyk ons hoe dit dalk ons vriendskappe beïnvloed. Ek wil sommer vir julle daarvoor bid. Ag Here Jesus, baie baie dankie dat U ons vriend is. Help ons om net so 'n goeie vriend vir ons vriende te wees. Amen.